Ek dink vir my hierdie dag is so besonder in my eie lewe, omdat ek iets ervaar het met die Heilige Gees, wat baie keer nie verduidelik kan word nie. Maar ook omdat ek eintlik 'n vertrekpunt gehad het wat baie keer verkeerd was. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat wanneer ons gesels oor die Heilige Gees, dat ons die regte vertrekpunt kry. En net vir my en jou om te besef, weet jy wat, 2000 jaar terug het God iets gedoen waar hy 'n belofte gemaak het, maar wat ons moet besef is, die mensdom was op daardie stadium vasgevang in sonde, en selfsug, en verdeeldheid. Geweld het hierdie wêreld toegemaak, dood het natuurlik geheers, en op die einde van die dag het die mens gekom, en 'n klomp goed probeer, nee, hulle het probeer om beter wette daar te stel. Hulle het probeer om sisteme in plek te kry, om mense uit daardie spasie uit te kry, meer kennis op te doen, meer dissipline, en op die einde van die dag meer godsdiens. As ons dalk net beter dit kan doen, nee, elkeen net binne sy verwysing dit kan verstaan, maar iets wat ons mis het, is dat, en ek dink vir net vir 'n eenvoudige element is fisika, sê vir ons, om een ding se rigting te verander, het jy nodig dat ander krag op daardie spesifieke objek inwerk. Dink net gou 'n voertuig wat 120 km/h in een rigting gaan. Dis nie sommer net dat jy daai voertuig van rigting afkry nie. 'n Skip op die einde van die dag gaan nie net ewe skielik kan draai nie, en dink net op 'n trein op sy spore, nee, dit verander nie net bloot rigting nie. Daar's 'n ander krag wat op dit moet inwerk. En vir my en jou is dit so belangrik dat ons het besef, die krag van sonde, die krag van dood, was sterker as wat die mens in sy eie vermoë iets kon vermag. En as hierdie belofte, naas die feit dat Christus natuurlik ons redder, ons koning sal kom, is daar 'n belofte, en dit begin al in Joël wat sê dat God sy gees oor alle vlees sal uitstort. Jesus kom en hy sê dat, luister, daar is iets wat die Vader beloof het, daar is iets wat ons terug kan op kyk, en dis in Handelinge 1 vers 4-5, nee, wat sê, wag op die Vader se belofte, en julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En dan in Handelinge 1 vers 8 sien ons hierdie afspeel, waar Jesus natuurlik vir ons sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees. Ek dink, as ons kyk net na wat in die bokkamer gebeur het op daardie stadium, is dit baie keer vir ons dat daar 'n geestelike ervaring was. En dit is so, ons sien dat daardie realiteit spreek van iets wat daar gebeur het, maar daar is iets groters wat ons baie keer mis. Iets wat God wou laat voortkom in mense wat nie vir ons natuurlik was nie. Iets wat God in ons wou doen. Hierdie is die krag wat Jesus van praat. Die krag wat eintlik in my en jou lewe nuwe skepping na vore bring. Nou, hierdie krag wat rigting van ons lewe totaal en al verander. Ons is op 'n spesifieke pad, en is great as jy die storie hoor dat Jesus Christus vir jou gesterf het, en dat hy opgestaan het uit die dood, en luister, jy is nou sondevry, maar die realiteit is, die mens het so lank probeer om dit op sy eie te doen. En hier kom God in 'n oomblik, en hy sê, julle rigting was dit van dood, is hierdie selfgesentreerde lewe, daar was verdeling onder ons, daar was gebrokenheid, en in 'n oomblik kom die Gees, en die Gees kom vorm iets in my en jou, nommer 1, 'n nuwe manier van mens wees. 'n nuwe tipe verhouding. Ons iets wat ek en jy moet begrip voor het, ten opsigte van ons verhouding met die Here, dit wat plaasgevind het, uit die Jode, uit iets wat God kom verander het, en dan net te besef, is die lewe van Christus, wat nou in my en jou is, en ons as mens is. En ek dink is iets wat ons baie keer mis, en dis hoekom dit so belangrik is, wanneer ons in Johannes lees, en ek lees vir jou die Engels uit, by this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Daar's iets wat in my en jou net na vore kom, wanneer ons verstaan, dat hy praat nie eerstens oor gawes nie. Inteendeel, hy noem dit nie eers in hierdie gedeelte nie. Hy praat nie oor kennis nie. Hy praat oor geen manifestasie, inteendeel waar hy praat is, hy sê dat
Dis hoe mense gaan weet julle is my disippels. Die liefde wat julle vir mekaar het. Hier is 'n oomblik wat ek en jy moet verstaan dat die krag van die Heilige Gees is nie net om iets in my en jou te vermag nie, maar eintlik op die einde van die dag iets in my en jou te deponeer sodat dit deur ons kan vloei. Dit praat van karakter. En hier is die ding wat ek en jy moet verstaan is dat liefde kan nie funksioneel wees in my en jou lewe as integriteit, geregtigheid, waarheid en natuurlik selfoffering nie teenwoordig is nie. Hier is iets so belangriks waar ons dink oor liefde en ons dink oor hierdie terminologie wat God kom definieer binne in sy kerk, sê hy dat integriteit is een groot komponent van liefde wees. Jy weet ons daai gedeelte waar ons baie keer vir mense sê, ek bid vir jou. Maar eintlik bid jy nie vir hulle nie. Jy sê dit maar net, hoekom, maar dit is die regte ding om te sê. Iets van liefde wat in my en jou 'n realiteit moet word. En dit is die ding, is dat die Gees bring nie net 'n emosionele ervaring, dis deel van dit, maar die Gees vorm in my en jou, sodat ek en jy soos Christus kan wees. Hier is die fokuspunt. Dit was nog nooit iets anders nie. En as ons nie daai vertrekpunt het nie, gaan ons op 'n verkeerde rigting gaan. En dis eintlik waar Paulus ons help in Efesiërs 5 om iets besonders te verstaan. Hy sê, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Die hoe, die uitdrukking van wat ek en jy moet verstaan oor wat Christus in ons kom doen, het 'n direkte implikasie van hoe ek nou lewe aanpak. Hoe ek my omgewing sien en elke ander aspek. Hy sê nie as onverstandig is nie, maar as wys is. En dan sê hy, koop die tyd uit. Omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En nou vir my en jou is dit nogal baie interessant. Ek weet nie wie werk op 'n dagboek nie. Nou, kan jy gou sien wat hy hierso sê? Dat ek en jy eintlik moet fokus op hoe ons tyd spandeer. Hulle het al Outlook gehad in hierdie taal, nee. Dis die oomblikke. Ek dink baie keer in ons lewe besef ons nie hoeveel waarheid die skrif vir my en jou kan gee nie in ons lewe en die manier hoe ons lewe doen nie. Hy sê dat ek en jy moet tydsbeplanning hê. So ouers, hier is iets vir jou kinders. Jy kan net sê, gaan lees wat Paulus sê. Nie vir my te luister nie, daar's iets wat Paulus sê. Maar dink net saam met my oor. Hy help ons om te sê, luister gou wat en op wat en op hoe fokus ek en jy in hierdie lewe ten opsigte van hoe ons dit aanpak. En nou kom hy aan en nou sê hy, en moenie deur wyn bedwelmd raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel word vervul deur die Gees. Nou is baie interessant is die fokus hier is vir Paulus nie die wyn nie, maar dit is die omgewing, die gedeelte in daardie omgewing wat veroorsaak het dat 'n klomp goed skeef geloop het. Hy help ons om te verstaan dat gou dat ek en jy kan teen die Gees werk deur die manier hoe ons leef. Ons het nodig om te verstaan, hoor hierso dat ek kan of dan op die einde van die dag kies dat ek saam met hom gaan werk. En dis juist waartoe ons vat in die gesprek. Hy help ons om te sê dat daar's 'n klomp goed wat my en jou bedwelm in ons lewe. Kom ons dink net saam daaroor. Dink gou aan die hoeveelheid tyd wat ek en jy op sosiale media spandeer. Hoeveel van daardie goed het 'n effek op my en jou lewe? Beïnvloed die manier hoe ons 'n klomp goeders oordink. Hierdie bedwelmd, hierdie woordjie word op 2 ander gedeeltes ook gebruik deur Paulus. En dit praat eintlik van riot. Nou ek weet nie wanneer laas het jy gesien wat 'n riot doen nie, maar riot is hierdie burgerlike wanorde, nê, wat gekenmerk word deur wat? Gewelddadige, lawaaierige en onbeheerde openbare verstoring. En dis presies wat hy sê dat ek en jy kan eintlik teen dit werk wat God vir my en jou gesê het. Ons kan op riot gaan, ons kan vernietig. As ons nie besef wat ons bedwelm in hierdie samelewing nie, wat veroorsaak dat ons vasgevang word, en daar's 'n klomp goeders wat ons kan oor praat.
Dis nie net sosiale media. Baie keer is ons vasgevang in sport, en die manier hoe ons daaroor dink, ensovoorts. Ons werk, kan jy net vir jouself vir 'n oomblik oor die klomp goed dink in jou lewe, wat veroorsaak, dat ons vernietig, ons leef eintlik teen, dit wat God vir my en jou bestem het. Is die ding, want alles waarmee jy jouself vul, vorm jou op die einde. Dit beteken alles wat jy kyk, alles wat jy lees, alles wat jy in jou blootstel, alles waarmee jy jou vul, op die einde van die dag, vorm jou. En dis hoekom hy kom en hy sê, hier's die primêre verwysing wat ek en jy moet verstaan is, vul jouself met die Gees, en saam met dit help hy ons, want ek bedoel, hierdie komponent van vul, wat beteken dit? Hoe maak ek myself vol? Hoe kom ek by hierdie plek? Want vir baie van ons is dit nie, dit is hierdie emosionele gedeelte, is 'n belewenis aspek, maar eintlik kom Paulus en dan sê hy vir ons, en ek lees vir jou uit die CAB, as jy nog nooit van hierdie betaling gehoor het, dis die Komplementêre Afrikaanse Bybel, wat net ons help om 'n paar woorde duideliker te kry, maar hoor wat sê, hy sê, praat met jouself in psalms. Het jy al gedink daaroor? Iets wat belangrik is om te verstaan is, hierdie is deelwoorde wat hy gebruik. Nou, ek weet nie of jy weet wat 'n deelwoord is nie, maar dit is deels werkwoord en is deels 'n ander woord, nê. Soos 'n selfstandige naamwoord, weet hy praat met jouself. Wanneer laas het jy met jouself gepraat? Nê? Luister, die manier hoe ons baie keer met onsself praat, het 'n implikasie oor hoe ek en jy leef, is dit nie? Dis presies, ons word bedwelm deur negatiewe goed, dan praat ons met onsself hoe? Gaan dit nie maak nie, dit gaan nie gebeur nie, ek gaan dit nie reg kry nie. En hy sê, praat met jouself in psalms, en lofsange, en geestelike liedere, sing en psalms sing in julle hart, tot eer van die Here. Hier is hoe ek myself vul. Ek het nodig, maar hier is die probleem, as ons nie die Bybel lees nie, hoe gaan ons by hierdie psalms uitkom? Hoe gaan ek verstaan wat die psalmdigters skryf? Wat hulle help ons verstaan? Want dis die ding is, hulle skrik nie vir emosie nie. Jy kan maar gaan lees wat Dawid sê, hy skrik glad nie vir emosie nie. Hy gebruik emosie om te help by 'n plek om wat te kan doen, om psalms te sing, om te kan fokus op wie God is. Elke keer in psalms gaan hy terug na daardie gedagte toe. Gees, hoekom is jy so ontsteld in my? Jou hoop is in die Here. Kyk gou wat gebeur. Daar is hierdie elemente van selfpraat, self-talk, nie daai ander goed wat ons van weet nie, maar hier help hy ons. En dan sê hy, maar wag 'n bietjie, daar's 'n tweede gedeelte. Dank God en die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wanneer laas was jy dankbaar? Wanneer laas is jy net dankbaar vir die feit dat jy by die see bly? Luister, jy kon in Johannesburg gelei het, nee? Jy kon op baie ander plekke gebly het, amen. Ek weet nie of jy, toe jy vanoggend hiernatoe geraai het, die beautiful sonsopkoms wat ons gehad het, nee? Hierdie bloedrooi son, nee? Ons sê elke keer het God hierdie amazing manier van hoe hy sy hemelruim inkleer. En die ontdekking daarvan, die dankbaarheid wat ek en jy moet leef. Luister gou, hierdie veroorsaak dat ek aanhou op 'n spesifieke manier leef. En dan sê hy, onderwerp julle aan mekaar oor Christus. Dit is my altyd interessant is, wanneer Paulus begin praat oor die Gees, dan beweeg hy onmiddellik na verhouding toe. Was vir my iets net besonders in dit. Iets wat hy verstaan het, begrip van gehad het, wat God kom doen het, wat die Gees in my en jou kom verwerk het. Want dis die ding, die Gees is hier, sodat hy my en jou kan leer, om soos Jesus te wees. Om soos Jesus te kan lief hê. Dis die funksionaliteit van hom. Ja, is daar gawes, is daar hierdie goed, absolutely, en ons gaan vanaand meer daaroor gesels, so ek wil jou uitnooi, moenie vanaand mis nie, as praktiese gedeeltes wat ons mekaar mee help. Ons het net nie die tyd om op 'n Sondagoggend vas te staan by al hierdie goed nie, ons het nodig om sekere begrippe op te fokus, sodat wat kan gebeur, sodat ek my tyd
spesifiek kan uitleef. En daarom kom hy en hy help ons. Hier's een groot fokus wat Paulus die Korinte ouens mee help. En ons weet, ons is in ons reis met Korinte. In 1 Korintiërs 13 sien ons hy dit, liefde, hierdie agape, hierdie woord wat betekenis gekry het binne die kerk, wat op die einde van die dag vir my en jou bestaan as die grootste en die hoogste verwysing van liefde, want liefde is God, God is liefde. Hierdie betekenis vir my en jou word gevorm in die gemeenskap van gelowiges, en hy sê dit bedek alles. Glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie. Maar profesie, dit sal 'n einde kom, en tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Dink gou net saam met my oor. Hoe belangrik is hierdie aspekte dan vir my en jou binne in die samestelling wat God vir my en jou gegee het? Dit het 'n minderheidswaarde. Dit beteken dis nie nodig nie, maar dit het 'n minderheidswaarde. Hoekom wil dit gaan ophou? Maar daar's een gedeelte wat nie gaan ophou nie, en dis liefde. En op die einde van die dag het ek en jy nodig om te verstaan, liefde is die ewigheidskomponent. Gawes is nuttig, ouens. Hy sê dit is deur die opbou van mekaar. Gawes is belangrik, ons gaan nie daar verby gaan nie. En gawes dien die liggaam, maar daar's 'n belangrike gedeelte, dis nie die einddoel nie. En as my en jou vertrekpunt op dit verkeerd is, dan mis ons die doel van die Gees in my en jou lewe, om iets te verwerk in my en jou. Sodat wat? Sodat ons verstaan dat die ewige koninkryk se kultuur, dit is van liefde. Dis die taal eintlik, as ons mooi daaroor dink. En daarom is dit so belangrik dat die Gees werk met 'n ewigheidsverwysing. Dis nie hierdie oomblikke in ons lewe nie. Want die verhouding met God het 'n ewigheidsindruk, en ons wil onsself by die plek kry dat hy ons bewus maak van die feit dat ek en jy is besig met 'n ewigheidskomponent. Ons is nie besig net met 'n aardse verwysing nie. Nee. Ek en jy is besig om iets te kan bou wat ewigheidswaarde het. En hierdie iets is natuurlik, sonder liefde mis ons die hele punt. En dis waarom toe Paulus gaan met hierdie gemeenskap, om te sê, luister, is great as ons hierdie gawes het, dis fenomenaal ouens, en dis goed om te hê, maar die realiteit is, as ons nie hierdie het nie, dan is ons nie bewus van ons ewigheidsbestaan nie. Ons is bewus alleenlik van hierdie verwysing, en daarom bring hy ons in die spasie en te sê, luister, so kom ek help julle gou prakties. Dis wat Paulus sê, want onthou, hy sê daar's 'n meer uitnemender weg. Hy sê daar is iets wat ewigheidswaarde het, so kom ek help jou. Kom ek neem jou hand, en dan bring hy ons in daai spasie om te sê, hierdie liefde, wat ek en jy moet verstaan, hierdie liefde, prakties, het 3 spesifieke goed, en dit bedek alles. Nou, hier is die ding is, liefde ignoreer nie verkeerde optrede. Dit ignoreer nie die feit dat mense foutiewelik lewe, in sonde vasgevang is nie. Inteendeel, liefde bou 'n dak, sodat mense beskermd is, sodat ek in daai spasie mense kan hanteer. Dit openbaar nie hulle swakhede nie. Luister gou, dis nie kindertaal nie. Dis 'n plek van beskerming. Dis hierdie gedeelte waar ek my deur oopmaak, waar iemand regtig hulle hart kan deel. Want dis die ding, ons sukkel met verskillende goed in ons lewe. Jy weet, partykeer dink ek, ons het hierdie idee dat Christendom 'n perfekte lewe is. En ouens wat Christene is perfek in die konsep dat hulle lewe belyn is met elke ander aspek. Inteendeel, ons is eintlik die ouens wat stoei met die goed konstant. Dis die realiteit. En as ek en jy nie daarmee kan stoei nie, dink ek nie ons is besig met die regte Jesus nie. Want dan sê ek, okay, ek is reeds daar, maar dis wat Paulus gesê het, luister, ek het nie alles behaag nie, maar een ding wat ek gedoen is, ek het geloof behou en ek het my wedloop voltooi. Hier is die realiteit, ons is saam op hierdie pad, en op die einde van die dag het ons nodig om mekaar te beskerm, dis wat hy sê, liefde, prakties, bedek. Het help ouens om hierdie wedloop te hardloop.
Dis nie om iemand te vernietig nie, dis eintlik om iemand te herstel. Liefde glo alles. En die eerste, dis nie naïwiteit nie. Dit kies om nie eers die slegte in mense raak te sien nie. Dit kyk verby daardie gedeeltes wat nog so bietjie grof is. Almal ken mos daai rowwe diamante nog. Liefde skep die ruimte vir groei. Hierdie plek van, ek glo dat hierdie persoon werklik waar sal ontdek. Liefde kyk eerder na mense met hoop as wanhoop. Ons kyk nie na ons omgewing en sien, kyk hoe lyk alles nie. Dis baie keer wat uit ons monde uitkom, nee. Ons kyk na ons omgewing en ons sien die hoop. Hoekom? Omdat Christus natuurlik die een is wat iets vermag het, wat vir ons iets gegee het wat in my en jou werk. Hoor gou. Petrus val nie. Petrus verloon Jesus. Maar daar's iets wat Jesus doen, wat ons sien in sy manier hoe hy met Petrus te doen het. Hy herstel hom. Luister, Jesus het nie vir almal gesê wat Petrus verkeerd gedoen het. Ja, het julle nou weer gesien wat Jesus... Nee. Hy bring hom in 'n spasie en hy sê vir hom, Petrus, kom ek help jou. Kom ek bemagtig jou. Kom ek res jou toe. Kom ek ondersteun jou. En daarom liefde hoop alles. Jy sien, liefde gee nie vinnig op mense nie. Die hoeveelheid kere wat mense al jou te nagekom het en slegte goed oor jou gesê het, daardie goeders, dit verhoed ons nie om hoop te hê vir mense nie. Dit stop ons nie, want ek het 'n koning wat ewigheidsperspektief in my lewe kom deponeer het. Hy is reeds gekroon met eer en heerlikheid. Want hier is die ding wat ons verstaan is dat ek maak nat in een plat saad, maar dis God wat laat groei. Dis hierdie verstaan, hierdie begrip dat ek saam met God werk in mense se lewens om hulle te kan help. Dis die ondersteuningskant, dit bou, dit bring genesing, maar hier is dit hoop, want dis die sterk eienskap. Dit beteken die storie oor my en jou lewe is nog nie klaar geskryf nie. God het nie opgegee nie, en daarom gee ons nie op nie, en daarom ook verduur dit alles. Dink net gou, hierdie woord sê dit, praat van ek en jy staan onder gewig. Hierdie druk van dit sonder om weg te haal. En dit is so maklik wanneer goed nie ons wy gaan hê om uit te klim. Maar wanneer dit verduur, dan sê dit, I'm sticking it out. Ek val die druk. En dis nie omdat dit nie maklik is nie. Dis eintlik omdat ek in 'n verbond staan. Ek het 'n verhouding. En omdat hierdie verhouding vir my krities is, besef ek dis hoe Jesus lief gehad het. Hy het nie weggegaan toe dit moeilik geraak het nie. Gaan dink bietjie net terug aan die gesprekke wat hulle gehad het. Daar was soms moeilike gesprekke wat Jesus met sy disippels gehad het. Inteendeel. Ek wil daar was teleurstellings. Dink gou, jy's 3 jaar saam met 'n persoon. Jy is Christus. En vir 3 jaar lank kan hierdie ou nog steeds nie snap nie. Never mind, een ou, die hele groep, hy te sê, hoe lank moet ek nog by julle wees voordat julle hierdie snap, voordat julle dit glo? Daar's hierdie verdurende gedeelte wat Jesus deurskap. Ek bedoel, daar's hierdie groeigesprekke, daar's baie keer tye wanneer ons eerlik met mekaar moet wees, net in opsigte van, hoorie so, jy kan nie nou aanhou hierdie selfde goeders doen nie. En ek dink dis waar Paulus so ingestel was, is dat, omdat daar soveel onvolwassenheid in die kerk was, het hy ons gebring by 'n plek om te sê, kan ons net hierdie verwysing verander, om te sê dat, hoe kom ek in hierdie volwasse komponent? En dit beteken, luister, ek moet verstaan dat liefde is nie emosie nie, liefde is nie 'n gevoel nie,
Liefde is toewyding. En ek dink daar was 'n baie groot gevaar in ons tyd. En so was dit natuurlik ook in Korintiërs tyd. Dat die fokus geraak het, dat ons net die manifestasie wil sien. Ons wil ervaring beleef. Ek soek daai gawe, of daai kennis. Eintlik was die werk van die Gees vir my om uiteindelik mense te vorm, sodat ons kan lief hê. Mense te vorm, sodat ons kan vergewe. Mense te vorm, sodat ons ander se laste kan dra. Dat ons verbind kan wees, dat ons soos Jesus kan leef. En vir my en jou, want dit is wat ewig is. Hier is die realiteit vir my en jou, die Gees werk. Die Gees werk altyd. Maar die vraag is, word ek en jy verander om soos Christus lief te hê? Word ons verander om soos Christus te word? Want hier is die realiteit. Dis die getuienis. Dis die krag. Want die ewigheidselement is verhouding. Hoor wat sê Johannes in die gebed wat hy neergeskryf het vir ons van Jesus. Hierdie is die ewige lewe. Dat ons die waaragtige God en Jesus Christus sal ken. En dis verhouding. Dis wat die Gees in my en jou kan werk. Dis wat hy in ons wil vermag. Dis die ewigheidswerk. En op die einde van die dag, then we are marked by His glory and we become known by His love. Dis wat ons besef, Here, hierdie Epifanie is besig om my transformeer, my op 'n plek te bring. Dis die krag wat in my begin werk, dat ek verander om soos U te wees. En mag ons die regte vertrekpunt kry. Want dan gaan ons uitkom waar God wil hê ons moet wees. Dan gaan ons behaal en behaag. En dan raak hierdie ander die ondersteuning tot, maar nie die fokus van nie. Mag dit vanoggend in jou lewe resoneer. Mag dit iets wakker maak in jou. Mag hierdie gedeelte realiteit word vir jou. Mag die Gees aanhou werk in my en jou, sodat ons die getuies kan wees. En dis wat Jesus sê, hierdeur sal hulle weet, julle is my disippels. Dat julle mekaar lief het. Kom ons bid. So Here, dankie, dat ons kan stil staan vanoggend net by hierdie oomblik waar die krag van die Gees die mens kom verander het, rigting kom skuif het, dat ons kan ontdek, daar is groter waarde in ons verhoudings, in lewe wat U vir ons kom gee het, sodat dit 'n ewigheidsperspektief kan hê. Dat ons verby die goed kan kom wat ons so verdeel het, dat ons verby die goed kan kom, Here, wat ons vasgevang het, dat ons verby daardie goed kan kom. En Here, dat hierdie praktiese verwysing van liefde in ons begin 'n realiteit word. Dat ons anders na mekaar begin kyk. En juist dit wat Paulus vir ons skryf in 1 Korintiërs 13, dat dit vir my en elkeen hier ook daardie nuwe realiteit sal word. Dat ons mekaar sal bedek in alles. Dat ons die beste sal glo van mense. Dat ons meer hoop vir mense sal hê as enige iemand anderste, want U het hoop in ons geplaas. U is die hoop vir hierdie mensdom. En daarom, dat ons alles sal verduur. Dat ons sal staande bly, dat ons sal sterk wees. Sodat, Here, U heerlikheid vir hierdie wêreld 'n realiteit word. Ons eer U. In Jesus se naam. Amen.